Goeiemôre geliefdes, ek groet vir julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons steek die kers aan as simbool van God wat in ons lewens is. Kom ons sing nou saam by lied 158, Bring my na u woning, Here. Ons wens die volgende persone geluk met hulle verjaardag hierdie week. Louise Fik, Marlene Smit, Linda Taylor en Carla van Dijk verjaar vandag. Môre verjaar Andries Du Plessis, Dinsdag Helene Marie Libbe, Genevieve van Berkel en Annemarie van Wijngaard. Woensdag Henty Boysen, Claudette Kloete, Cornelia Hutchinson, Liana Landman en Daleen Opperman. En donderdag verjaar Loria Botma, en vrydag Johan de Beer, en saterdag Richard Meyer, Robbie Smit en Ina van der Westhuizen. Mag julle almal 'n geseënde jaar vorentoe hê. Vriende, soos wat ek verlede week gesê het, en dit is seker voor die hand liggend, gaan dit op die oomblik baie sleg met die gemeente se finansies. En daarom wil ons baie dankie sê vir elkeen wat nog getrou hulle dankoffers gee, en ons wil tog vir julle aanmoedig om daaraan te bly aandag gee. Die inligting vir ons bankbesonderhede sal nou op die skerm verskyn en julle kan dit daar kry. Baie dankie. Vriende, kom ons bid saam. Here, dit is nie maklik om te bid nie. Nog moeiliker om namens ander te bid. Die een loof u en die ander een vra, wat is daar om oor bly te wees? Die een treur en die ander sê, ons is so dankbaar. Een se geloof kwyn en die ander een sin gedui. En soms het ons sommer al die gevoelens op een slag in ons eie lyf. Here, kyk maar self wat in elkeen van ons se hart leef en wees ons elkeen naby.
Vandag wil ons baie spesifiek bid vir Michael Barnett en sy twee seuns Dioran en Malcolm, vir hulle kleindogtertjie Kylie en vir Amina se ma, Auntie Betty. Here, mag hulle u troos baie diep beleef na Amina se afsterwe. Baie dankie vir die besondere mens wat Amina was en wat sy altyd vir ons sal bly. Sy het soveel nederige en volgehoue diens gelewer hier in ons gemeente en in ander gemeenskappe ook. Ag Here, wil u die werk van haar hande in stand hou en troos gee vir haar familie. Ons bid ook vir Susan Lombard en haar familie na haar ma se afsterwe. En ons dank u dat u ook vir hulle troos en dat u spesifiek môre by die troostdiens in Pretoria vir hulle sal omvou. Ons bid ook vir Sharon en Andre en Jolandi Furstenburg na Gert se afsterwe. Dankie dat ook hulle u troos diep ervaar. Here, al drie hierdie persone se geliefdes moes hulle groet en ons dank u dat hulle dit kon doen en ons saam met hulle in die seker wete dat hulle by u vrede het. En nou bid ons, praat maar met ons, Here. Ons luister. Amen. Vriende, vandag kyk ons na die roeping van Maria, Jesus se ma. En die tema sal wees Maria, getroue disipel uit Nasaret. En ons gaan lees by Lukas 1 van vers 26 tot 38. Neem nou in ag dat ons hier ook lees van Elisabeth. Sy was op hierdie stadium 6 maande swanger met Johannes die Doper, wat Jesus se voorganger sou wees, die een wat vir Jesus die pad 'n bietjie sou oopmaak. Maar kom ons lees saam. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret. Sy was verloof aan Josef uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers en aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. Sy wat onvrugbaar was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. Dit is die woord van die Here. Protestante was nog altyd ongemaklik daarmee dat Maria dalk verheerlik kan word. Maar toe fouteer ons na die ander kant toe en ons het daar in 'n groot mate
geïgnoreer. En dit terwyl sy tog een van die Here se getrouste disippels was. Wie weet, miskien selfs sy eerste. Die eerste punt wat ek wil maak, is Maria was 'n gelowige instrument van God. Sy kon geprotesteer het daai dag. Sy het meer as genoeg rede gehad om te protesteer. Sy was reeds beloof gewees aan Josef, die twee families het klaar by mekaar gekom, hulle het besluit dat hierdie twee sou trou, om op daai stadium swanger te raak, buite die huwelik, en dit nog met 'n ander man se kind, want so sou dit gesien gewees het, was 'n verskriklike skande. Die hele familie sou geostraseer geword het, afgesny geword het van die res van die gemeenskap. Dit sou eintlik erger gewees het as 'n doodsvonnis. En bygesê, hoewel dit nooit so toegepas is nie, was swangerskap buite die huwelik by 'n ander man, as die ene by jy beloof was, strafbaar gewees met die dood. Maria sou ook gesê het, maar hoe gaan ek hierdie ding verduidelik aan Josef? Gaan hy hierdie ding glo van die engel wat aan my verskyn het en al die soort van goeters. Dit was regtig waar vir Maria 'n baie moeilike situasie om in te wees. Sy sou met reg kon geprotesteer het. So Maria het rede gehad om te protesteer. Sy doen dit nie. Al wat sy doen is, sy vra, hoe is dit moontlik? En dis eintlik 'n retoriese vraag. Sy sê eintlik, maar dit is nie moontlik nie. En dan die gerusstelling van die engel. Hy sê vir haar 'n paar dinge. Hy sê vir haar, alles is by God moontlik. Hy sê vir haar, jy moenie bang wees nie. Hierdie ding kom van God af. En dit wat met jou gaan gebeur, is eintlik 'n geweldige groot genadedaad wat die Here verrig, ook aan jou. En dit was vir haar genoeg. Sy reageer met, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur soos u gesê het. Dis haar gelowige reaksie. Sy aanvaar wat God vir haar oor haar pad gebring het. Sy is gewilliglik beskikbaar. Sy koop in God se plan. Net op die gerusstelling van die engel. Maria sê, hier is ek. Laat dit so wees. Dit is interessant dat sy dit in die optatiewe werkwoordsvorm sê. 'n Optatief druk 'n wens uit. Sy sê eintlik, mag dit so wees. Dit is so goed op sy hand eintlik voor haar mond sit en sê, maar mag dit net so wees. Sy is opgewonde oor hierdie roeping wat sy van die Here ontvang het. Sy vertrou eenvoudig dat God sal sorg. Sy vertrou dat die Here op een of ander manier die ding aan Josef sal verduidelik, want hoe moet sy dit nou verduidelik kry? En ons lees ook mos in Matteus, hoe die engel toe ook verskyn het aan Josef om vir hom te verduidelik. Sy vertrou dat die Here die hele ding tussen die families sal uitsorteer. Sy vertrou dat die Here die kindertonge sal hanteer. Sy is opgewonde dat die Here sy seun aan haar toevertrou. Mag dit so wees. Geen wonder nie dat dit lyk of sy baie vinnig daarvandaan af na Elisabeth toe is. Of sy nie vinnig genoeg daar kon kom nie. Onthou die engel het gesê, dit is vir jou die teken, Elisabeth is swanger, sy kon nie swanger geword het nie. Dis die bevestiging. En dan kom sy daar en dit is so.
En as ons lees daar van die lof wat sy daar uitgespreek het, en die dankbaarheid, en hoe opgewonde sy daaroor is, en hoe bewus sy daarvan is dat die Here eintlik 'n genadedaad aan haar verrig. En die vraag wat ek nou aan jou vra is jy nog opgewonde oor jou roeping? Die tweede punt wat ek wil maak is Maria, die gelowige en getroue disipel van Jesus. Maria was nie en is nie iewers in die goddelike hiërargie nie. Maria is nie iewers tussen ons en Jesus besig om 'n rol te vervul nie. Maria was 'n gewone disipel van Jesus, soos jy en ek disipels van Jesus is. Niks meer nie, niks minder nie. Ons lees in Lukas 11 dat 'n vrou teenoor Jesus uitgeroep het, salig is die een wat u gebaar het, die een aan wie se bors u gesoog het. En dan sê Jesus vir haar, weet jy, eintlik is die ware saligheid, die ware geluk, om God se woord te hoor, dit te oordink, dit te glo en uit te leef. En dit is iets wat Maria beslis gedoen het. Ons lees in hoofstuk 2 vers 18 in Lukas, hoe die herders by haar en Josef en die baba gekom het destyds en vertel het van die engele. En dan staan daar dat Maria het dit onthou en telkens daaroor nagedink. En net so in hoofstuk 2 vers 51, nadat ons nou gelees het van die woorde wat Simeon uitgespreek het oor Jesus en wat Anna gesê het oor Jesus, en toe nou later, toe Jesus op 13 weggeraak het en hulle hom gekry het daar in die tempel en hy vir hulle gesê het, maar ek is net besig met die dinge van my Vader, dan staan daar dat Maria al hierdie dinge in haar hart bewaar het. Sy het dit onthou, sy het daaroor gedink. En dan een van die mooiste dinge, so 'n klein versie in Handelinge 1 vers 14, toe die volgelinge van Jesus bymekaar gekom het na sy dood in die boventrek om te bid, lees ons dat Maria en Jesus se broers ook daar was om saam te bid. Gewone disipels, wat saam met die ander disipels kom bid en kom vra, waantoe volgende, wat moet ons doen? 'n gelowige disipel van Jesus, Maria. Niks meer nie, niks minder nie. Derdens kyk ons na Maria, wat die swaard deur haar siel moes vat. Dit was die woorde wat Simeon uitgespreek het. 'n swaard sal deur jou siel gaan. Dink nou as ouer of as ma, hoe Maria moes gevoel het op haar pad so saam met Jesus. Ja, daar was die wonderlike tye, die tye van opgewondenheid, daar in die begin om te hoor dat sy swanger is en alles wat daarmee gepaard gegaan het. En selfs deur sy bediening om te hoor by mense, joeg, daai seun van jou, hy het my gesond gemaak, hy het 'n ander ou wat blind was laat sien, nog 'n lam uit opgestaan en geloop. Dit moes vir haar verskriklik lekker gewees het, om dit te gehoor het en miskien selfs te gesien het. Maar daar was moeilike tye ook, wat vir haar regtig waar so gevoel het soos 'n swaard wat deur haar siel gaan. Om te hoor hoe ander mense niks van hom hou nie. Hoe die fariseërs gedurig dink hoe hulle hom kan doodmaak. Hoe in hulle eie tuisdorp Nasaret die mense vir Jesus daar teen die afgrond wou afgestamp het. Hulle het nie gehou van wat hy sê en wat hy doen nie. Op daai verskriklike Paasfees, toe Jesus vermoor is, of hoe sy gevoel het toe sy
daar by die kruis gestaan het en al die skande wat op die manier oor Jesus gebring was, is swaar te deur haar siel gegaan. Het was vir haar belangrik om in daai tyd te bly glo, te bly vertrou dat die woorde wat die engel destyds uitgespreek het, waar is. Dat in al hierdie goed wat nou gebeur, God aan die werk is. Dat al hierdie goeders deur God in diens geneem word tot die redding van die ganse wêreld. Sy sou aan daardie geloof moes vashou. Maar so word elkeen van ons elke dag geroep en ervaar ons van tyd tot tyd ook 'n dolk deur ons hart. Goed wat mense sê, goed wat hulle doen, wanneer jy doodgewoon besig is om te doen wat jy glo die Here vir jou gegee het om te doen. Hoe hulle jou dalk ontmoedig, om soos Maria te bly glo, maar die Here is aan die werk. Almal gaan nie daarvan hou nie, maar die Here is aan die werk. En om gewoonlik in retrospek te kan sien, dat God werklikbaar teenwoordig was. So ter opsomming, wat leer ons van Maria se roeping? Ek wil 6 goed noem. Vertrou God, selfs vir die onmoontlike. Aanvaar jou roeping met blydskap en opgewondenheid. Laat die risiko's by God lê. Jou roeping verhef jou nooit bo 'n ander persoon nie. Wees net 'n getroue disipel saam met al die ander. En laastens, dra God se dinge op jou hart. Dink daaroor na en doen dit. Mag die Here jou seën in jou roeping. Amen. Vriende, ons gaan nou saam bid en aan die einde van my gebed gaan Dousie vir ons voort met die gebed deur vir ons 'n aangrypende Zulu weergawe van die Ons Vader te sing. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir iemand soos Maria. Help ons tog om ons roeping daagliks met blydskap, selfs opgewonde, op te neem. Help ons ook om ons daaglikse ervarings saam met U nie ligtelik op te neem of selfs af te skud nie, maar om U woorde in ons harte rond te rol, te glo en te gaan uitleef. In die naam van Jesus. Amen. Onse Vader, wat in die hemel is. Ubaba wethu usezulweni, malinkeliswe igama lakho. Mawufika umbuzo wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla, Gee ons vandag usinkwa sethu, ons daaglikse brood. usiphe namuhla isinkwa sethu. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Usithethela amacala wethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe. Asingeni sobulingweni kodwa usikhulule kokubi.
asingenisi ukulingweni kodwa usikhulule kokubi. Lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Njengokubumbuzo wakho namandla En die krag. nenkazimulo En die heerlikheid. kuze kube phakade. Laat dit alles binne in ons bly. Vir ewig en ewig. Amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees is met jou. Amen.